Baie welkom almal by Kuier om die Woord. Uiteindelik het ons nou sonskyndag. My gevoel ons bly in Engeland. Met al hierdie snaakse weer wat ons in die somer het, wat nou eintlik nou nie meer heeltemal somer is nie, maar dis lekker. Ek verstaan baie reën het al geval van Oktober maand af. Hier in Odendaelsrus. Hoeveel het jy gesê? 317. 317 liter. Milliliter. Okay. Goed, ons is besig met Jesaja 35. Jo, ons vorder daarom met hierdie Jesaja boek. 'n Wonderlike boek. Wanneer ons kyk met 'n Nuwe Testamentiese bril, dan raak ek so opgewonde want hierdie boek gee vir ons prentjies en voorbeelde en tipes van net een persoon. Dis waaroor die hele Bybel gaan en dis Jesus Christus. So, Pastor Mimpi, baie welkom jy ook hierso. Ag, baie dankie en baie welkom vir jou. Baie dankie. Hoofstuk 35 sal jy vir ons begin lees. Grootheid en heerlikheid van die regering van die Messias. Die woestyn en die dorland sal bly wees en die wildernis sal juig en bloei soos 'n narsing. Nou, onmiddellik toe ek dit nou so sien of hoor, toe dink ek, soos wat ons nou so baie al aandag aangegee het, dit gaan alles oor vernuwing van jou sienswyse na Christus toe. Nou, mense sienswyse is 'n tyd keer 'n woestyn, 'n dorland. En nou, wanneer jy Christus hoor of die woord, dan verander dit jou. Jy sal bly wees en die wildernis sal juig. Daai wilde gedagtes, daai wildernis wat jy ervaar het tussen jou ore, sal juig en bloei soos 'n narsing. Ek weet nie, ek het maar net dit gekry toe ek dit lees. Ek hou van hierdie woord dor. Ja. Daar is nie nog 'n Afrikaanse woord soos dor nie. Kyk, as 'n ding nou dor Ja, is, as jy is nou hy dor is, kyk as jy nou dor is tussen jou ore, dan is As jy jy nou ook, droog. soos Salomo sê, soos jy dink, so is die uitvloei van jou lewe. As jy dor is tussen jou ore, dan is jy maar 'n dor mens ook, né? O, jou dorre mens. Okay, nee man, Dan is jy droog. kom ons raak benat met Christus die woord, sodat hierdie kan waar word. Die dorland sal bly wees en die wildernis sal juig en bloei soos 'n narsing. Weet nie wat is 'n narsing? 'n narsing is afvoedel. Nee, ons sing hy lied. As jy dors is en droog, hef jou hande omhoog. Dit begin Nou te reën. Ja. Ja, amen. Nou dis hierdie woord is soos reën op 'n dorland. Daai toestand tussen jou ore. Voel jy dor? Lyk jy uitgedor? Uitgedroog? Soos 'n bokkom. Jy lyk soos 'n droogte, soos 'n bokkom, ja. Weet En jy nou dis- 'n bokke? Dis die toestand tussen jou ore wat dit Dis 'n veroorsaak. uitgedroogde vis. Nou is ek so bly dat ons so kan kuier om hierdie woord, né? Want die woord is Christus en dit bring vir ons, dit los daai dorgheid tussen die ore op. Goed. Dit sal lustig bloei en juig, ja, met gejuig en gejubel. Ons praat nou net toe Loukie sê hoe mooi is die eerste keer wat hy varkore sien wat verskillende kleure is en ons staan en kyk na hierdie agapantusse en hulle het nog nooit geblom nie. Kyk hoe mooi blom hulle. Net omdat daar reën is, dis nie dor nie. Ja. Is, ja. Lustig bloei en juig, ja, met gejuig en gejubel. Hierdie is vir my belangrik met gejuig en gejubel. Dit sê vir jou iets van die geestelike toestand van om benat te wees met die Heilige Gees. Gejuig en gejubel. En die heerlikheid van die Libanon is aan hom gegee. Nou ja, Libanon, het jy ietsie gekry oor Libanon? Ek het dit nie opgekyk nie, maar Libanon is basies 'n plek met baie bome, né? En as mense dit natuurlik Ja. nou so lees in konteks, dan lyk dit soos Christus. Die Libanon. Goed. So dis eintlik 'n bos. Ja. Die Libanon bos, né? Die sieraad van Karmel en Saron, ook berge waarop daar baie bome is.
Daar sal sien die heerlikheid van die Here, die sieraad van ons God. Nou hierdie is baie mooi. Versterk die slap hande en maak die struikelende knieë vas. Nou, Dit as verwys- mens tussen jou ore sterk raak met Christus, dan gaan jou slap hande nie meer slap hande wees nie. En jou struikelende knieë nie meer struikelende knieë nie. Stem julle saam? Want Salomo sê, ek dink dit is in Spreuke 23 vers 7, soos 'n mens dink, so is hy. En ek sit aan soos die uitvloei van jou lewe. Sterk tussen die ore, sterk in jou voorkoms, sterk in jou optrede, en jy's doelgerig, en jy weet waartoe jy op pad is. Hy verwys hier terug na Hebreërs 12, Vers 12. Ja. vers 12. En nou interessant, Hebreërs, sy eerste vers begin met, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las af lê, en die sonde wat ons so maklik omring. Want weet julle wat, laste, Nou, kan ons net iets laste noem? bring Ja. sonde. Dit bring gebondenheid. Nou die wolk van getuienis, as jy nou teruggaan na die vorige hoofstuk, dan praat hy van al die geloofshelde Ja, in die Bybel word opgenoem, wat nou al Ja. ontslaap het. ja. So daar's 'n wolk. 'n Wolk is 'n geestelike wolk, praat ook van die Here, wat in die wolk verskyn. Die wolk wat die tabernakel oordek het, die samekoms, die tent van samekoms, wat natuurlik die tempel is. Wie is vandag die tempels? Ons. So daai wolk van die heerlikheid van die Here is nou in ons en om ons. Sy teenwoordigheid is by ons. So hierdie wolk van die heerlikheid en dan die wolk van getuienis van die ontslape heiliges. Nou waar is die ontslape heiliges? By Jesus in die hemelse dimensie. Nou sê hy, terwyl ons hierdie groot wolk Van, van getuies om ons het. yes, Hy praat nou van ons wat nou in die lewe is. Dan sê hy, laat ons, wat sê hy? Laat ons ook elke las Af lê. aflê. Nou, dit begin by die kop. Stem julle almal saam? Die oplossing begin by die kop. Nie wat jy probeer reg doen dit of dat nie. Kry jou kop reg. Kry jou kop geleer. Dis wat ons Sondag gedoen Ja, het. kry jou Ons het kop dit- vol Christus. Ons het die laste afgelê. Ja, Nee. Gaan aan dan? Hy sê, en die sonde wat ons so maak, maar ek wil teruggaan na nee, jy moet net daai van Hebreërs lees. Ja, klaar lees. die oog gefestig op Jesus. Aha. Ekskuus, ek het uitgelaat. Met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Ja. Oog gefestig op Jesus. Oog gefestig op Jesus. Nou, hoe doen ons dit vandag? Wie van julle het Jesus al in fisiese lywe gesien? Nee, want hy's gees. Hou jou oog Maar op die die Heilige woord. Gees nou binne in ons Yes. lei ons in die volle waarheid deur die woord. Want Jesus is die woord wat vlees geword het. So wanneer ons die woord lees soos ons dit nou doen, dan kom die Heilige Gees en hy skilder deur die woord Jesus voor ons af. En jy begin hom sien. Want nou God praat met 'n mens in prentjies. En dis baie keer wanneer jy bid en stil raak, gaan jy prentjies sien wanneer die Here praat. Hy herinner jou aan sekere goed. Die Heilige Gees kommunikeer met jou, maar hy doen dit hoofsaaklik deur die woord wie Jesus is. Nou as ons vol raak van die woord, dan raak ons rustig tussen ons ore. En as ons uitvloei ook dieselfde, Christus. En dan sê hy, lê af die laste en die sonde. Wat jy so Daai woordjie sonde, weer die Griekse woord hamartia, wat beteken mis die beeld van die Vader, wat natuurlik die vrugte van die Gees is, van Galasiërs 5:22, wat ons al so goed ken. So, wie is ons? Wat sê die woord, wie is ons? Ons is wat die woord sê ons is, Christus nou. En hoe meer jy hom deelagtig raak tussen jou ore, hoe meer rustig raak jy, hoe meer Libanon en al daai pragtige tuine raak jy, bome raak jy, en man, dis lekker om jou in ons lewe te hê, as jy so vol van Christus is.
Nou hou ons sommer baie van jou, want jou vrugte is so mooi wat ons van jou kan eet. Dis liefde, dis blydskap, dis vriendelikheid, dis vrede, al jou vredevolle mens. Man, dis lekker om saam met jou te leef. Is dit wat hulle van jou sê? Of as jy 'n pyn in die Wie is jy? Pyn in die Jy patat. is wat tussen jou ore aangaan. Is daar 'n droogte? Of is Christus daar? Kom nou, vang julle dit. Goed, gaan nou 'n bietjie aan. Jy was daar in Romeine, Hebreërs Ja, ek is 12. Ek het gou teruggegaan na Hebreërs 11 toe. Hierdie vreeslike klomp name wat hy noem. Hy praat van Noag, hy praat van Abraham, hy praat van Jakob, hy praat van Isak, hy praat van Sara, hy praat van Abraham, hy praat van Josef, Moses, Gideon, Barak, Samson, Jefta, Dawid, Samuel, profete. En dan sê hy, hulle deur die geloof koninkryke oorweldig. Hulle het geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van leeu's toegestop. Dit was Daniël, né? Deur geloof. Geloof is uit die gehoor, Nee. gehoor is uit die woord. Na ander woorde, het gaan alles oor Jesus, die woord. Die krag van vuur uitgeblus. Dis Daniël se vriende, né? Ja. Die skerpte van die swaard ontvlug, krag uit swakheid ontvang, dapper gewees in die oorlog, leers van vreemdes op vlug gedryf het, ensovoorts. Hy sê, ander weer het die proef van bespotting en geeseling deurstaan. So hulle het Ons het- verdrukking gehad, maar die verdrukking kon hulle nie onderkry nie, Ons want het geloof gepraat. het geseëvier. Ons wat vandag, ons ou verdrukkingkies vandag is maar minimaal. Word jy vervolg omdat jy Jesus volg? Nee. Is ons lewe nou in gevaar omdat ons nou hier sit en kuier om die woord? Nee. So met wie die Bybel spesiaal gepraat in daai tyd, met die mense wat werklik in daai verdrukking was. Okay, daar is dele in die wêreld vandag waar Christene vervolg word wreed en doodgemaak word. So vir hulle sal hierdie woord nou baie troos bring. Okay, goed. Hy sê, ander het die proef van bespotting en geeseling deurstaan, ook van boeie en gevangenis. Hulle is gestenig, in stukke gesaag, né? Versoek, deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle, hulle het gebrek gely, hulle is verdruk, mishandel, die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in woestyne rondgedwaal, op berge en spelonke en skeure, en alhoewel hulle, nou moet julle mooi luister, deur geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry. Nou, wat baie mooi is, hy praat nou van die ou vaders, van die Ou Testament, en dan kom hy en bring hy dit nou terug na die ouens wat so wreed vervolg word in hulle tyd nou, wat nou al doodgemaak is. En die boek Hebreërs is eintlik 'n boek wat baie mooi nou vir die Hebreër mense verduidelik. Die oue is nou vinnig besig om verby te gaan, die nuwe is nou amper daar. So hulle is nou op die einde van die eindes. So hy praat ook nou van die kinders van die Here wat nou daar in Jesus se tyd, na Jesus nou weg is, tot geloof gekom het en dan nou wreed vervolg is. Vang julle dit. So dit sluit ook ons geliefdes in die Here. Baie mense wat nou luister, weet van hulle geliefdes wat nie meer met hulle is nie. En ons mis daai geliefdes. Maar weet jy, hulle is deel van die wolk van getuienis. En nou begin ons wonder, ek en Pastor Wimpie daaroor gesels. Wat is die moontlikheid dat die mense wat jy nou nie meer met jou het nie, jou geliefdes, wat nou in die hemel is, weet wat hier op die aarde aangaan? Seker net die goeie goed. Wat is die moontlikheid dat hierdie wolk van getuienis, want kan ek dit so stel, is God alomteenswoordig? Is die mense wat ons geliefdes wat nou weg is by Jesus? Ja. As die Here alles weet, en hulle is by Jesus, saam met Jesus, en daar's geen afstand en daar's geen tyd nie, gaan hulle nie ook weet nie. Want hulle weet alles wat die Vader weet. Sê amen? Maar ek is seker daarvan is net die goeie goed. Nou, hier is iets baie moois. Wanneer jy iets goeds doen hier, in Christus, want jy het Jesus gevolg. Hulle is so opgewonde, dat hulle weet, jy volg die woord, wie Christus is. Stem julle saam, hulle gaan so opgewonde wees. Gesels hulle nie dalk daarheen. Ons het nou weer dit gehoor, kyk wat het
Piet gedoen, kyk wat het Annetjie gedoen, kyk wat het Loukie gedoen, Karen, kyk wat van Karen nou aan, sy doen dinge vir die Here, kyk vir Marke, hy doen dinge vir die Here. Is dit moontlik? Ja, dit is. Dis nie net as iemand sy hart vir die Here gee, wat die hele hemel party hou nie. Julle weet, dit staan in Lukas, as een persoon sy hart vir die Here gee, is daar party in die Is hemel. daar 'n blydskap van onder die engele? Ja. Onthou nou, daar's en nou sê ek in die hemel, daar's nie 'n plek, dis nie 'n plek nie, dis 'n persoon. Maar, verstaan nou wat ek sê? Die hemel is 'n persoon en sy naam is Jesus en die Vader. Maar daar's die Heilige heeltyd Gees, ja. vreugde en blydskap en lofprysing en alles. Ja, Jesus Christus is daar in die middel en dit gee hulle groot vreugde. En die Maar Vader, ook, ja. maar en die Vader en die Heilige Gees. Maar ook dit wat hulle sien, wat gebeur, wat goed is hier, laat hulle rejoice. En as 'n babatjie gebore word, dan rejoice hulle, want hulle sê, daai kind gaan dit en dit vir die Here doen. En nou baie keer voel ons moeg en ons voel, ag, moet ek moeite doen? Wat beteken jou lewe? Moet ek opstaan? Moet ek nou weer na die diens toe gaan en myself gaan gee daar? Weet jy, elke bewegingkie vir Christus, die geringste, word dan so waargeneem en oorgerejoice. Weet julle dit? Jy voel dalk baie keer, ag, niemand sien wat ek doen nie. Niemand waardeer wat ek doen nie. Ek dink jy's verkeerd. Ja, niemand sien as ek die vloere vee Al nie. tel jy net 'n papiertjie op. Ja, weet jy, ek was nou gisterand toe gaan rus sy nou al toe gaan lê sy op bed. Toe vat ek nou maar die skorrelgoed en ek was dit. Soos 'n man. En vanoggend nou hoop ek sy gaan dit nou raak sien. Sien sy dit nie eens raak nie. Maar toe onthou ek nou hierdie wat ons nou oor praat. Die mense in die hemel is baie opgewonde oor my. Mense wat my pa wat nou al daar is, my ma. Hy kyk vir Jannie. Kyk wat doen nou Jannie, En kan ek sien het jou hande gesmeld? Het dit nie gesmeld? Kyk net hoe lyk my arme hande. Ek het nie eens meer vingerafdrukke nie van al die skorrelgoed was. Maar in elk geval nee, ons ek wil net vir julle iets sê. Weet julle wat? Ek werk aan my huwelik. Ja. Mempie sê gereeld vir my, hier wil ek dit hê en hier wil ek dat hê. Daar hê. Dit moet jy daarin doen wat dit. Hier wil ek dit hê en hier wil ek daar hê. Vang julle dit. Ja. Hy werk aan sy huwelik. Kan julle sien ek werk aan manne, werk julle aan julle huwelik. Okay, gaan voort. Waar is ons nou? Ek is nou terug by wat ek wil hê. Okay. Ja, weet jy, ek Ja, soek nee, ek werk 'n aan my drywerpreel. Ja. Huwelik 'n preel. Ja, ek werk aan my huwelik. Ja. En hier wil ek 'n pot hê en hier wil ek 'n afdak hê en hier wil ek Nou hier wil ek nou hê hier met wil ek aangaan met die 'n les. glashuis hê. En hier wil ek 'n plek hê waar ek net kan verf. Okay. Ja. Aangesien is nou daai onderwerp is. En as ons het opgevang, ons het getuies rondom ons. Ja, goed man. Okay. So hy sê versterk die slap hande en maak die struikelende knieë vas. Pastoor, dit gaan nie direk terug na wat pastoor Jan het gesê om die skorrelgoed gewas. Ja. Presies. Presies dit. Versterk die slap hande en maak die struikelende knieë vas. Sê aan die wat vervaard is van hart. Ek kan hierdie sien in my geestesoog. Iemand wat vervaard is van hart, iemand is vervaard van hart. Sê aan die wat vervaard is van hart. Wees sterk. Aha. Wees nie bevrees. Nee. So met ander woorde, jy het nou vir my nie daai in Hebreërs 12:12 sê presies dieselfde. Hebreërs 12:12 sê presies hierdie van dieselfde. slap Ja, hy sê presies dieselfde. versterk die slap hande en maak die struikelende knieë vas. Lees dit net vir ons daar, dis vers 12. 12. Ja. Daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepeel is nie uit lid raak nie, maar gesond kan word. Nou kan julle sien die Hebreërs skrywer is 'n Hebreër, hy ken die woord, hy ken die Ou Testament, hy ken die evangelie. So is dit nie wonderlik hoe die Nuwe Testament gedurig terugwys na die Ou Testament toe nie. So hoe kan jy dan nou dit nie verstaan dat die punte kom by mekaar en alles is Christus nie, alles wys na Jesus toe. Wow,
Goed, gaan verder. Sê waar is ons nou vers? Sê aan die wat vervaard is van hart, wees sterk, wees nie bevrees nie. Kyk, julle God kom met, hier kom dit nou weer, daai tweeledige. Hy kom met wraak en met goddelike En dan die vergelding. tweede deel, hy self sal kom en julle verlos. So wanneer daar 'n wraak is daar ook 'n verlossing. En dis presies wat Jesus oor praat. Hy kondig die wraak aan in Matteus 23. Hy praat ernstig met die Fariseërs en die Sadduseërs, die godsdienstige leiers van daai tyd. En dan in hoofstuk 24, toe die disippels wil opgewonde raak oor die tempelgeboue, toe sê hy, sien julle hierdie geboue? Ek sê vir julle, daar gaan nie een klip op die ander gelaat wat nie afgebreek gaan word nie. En toe begin Jesus alles vertel vir hulle, want toe wil hulle weet, wanneer gaan dit gebeur? Toe sê hy, hierdie geslag, dis hulle, die disippels van daai tyd se geslag, wat 40 jaar is, gaan dit gebeur. En presies so het dit gebeur. 70 na Christus, in die 40 jaar. 30 na Christus, basies is Jesus weg, en 70 na Christus is die tempel verwoes. En volgens die geskiedkundige skrywer Josefus, is 1,1 miljoen Jode wat nie wil geglo het nie, wat in die tempel ingevlug het en in Jerusalem se mure het omgekom met al die leiers. So wat het daar gebeur? Hulle wat die disippels en die apostels wreed vervolg het 'n oordeel ontvang. Kan julle dit sien? En dan as hulle die oordeel ontvang het, dan is daar verlossing vir die ouens wat vervolg is. Verstaan julle die Bybel? Kyk hoe oulik is dit in die Ou Testament en dan in die Nuwe Testament. Dit word voorspel in die Ou Testament, Nuwe Testament word klaar vervul, want Jesus het die wet en die profete vervul. Amen. Dis soos wat ons Sondag gesê het, Ja, vir die mense wat nie wil glo nie, is Christus 'n struikelblok. ja. Hulle stamp hulle daarteen. Maar vir ons wat glo, is hy die hoeksteen. Kan jy sien die paradoks? Die paradoks van En dan sê Petrus, laat julle Ja. opbou op hierdie steen, Ja. soos 'n lewendige tempel. Ja. Hy kom met wraak en goddelike vergelding. Ja, Sy stok en sy staf. Hy kom met daai dinge om ons te vertroos. Ja. Sy stok en sy staf vertroos ons. dis Amen. Die reg. stok om die vyand weg te hou, die wraak om die vyand weg te hou. yes, Ja. En die goddelike vergelding, sy staf wat ons nader bring. Ja, net wat Piet daar verduidelik, Amen. is dit bietjie sag deurgekom het, ek net dit weer herhaal. Ons het dit altyd vir die mense gesê, ons almal is herders. Wie is almal herders? Jy moet omgee vir mense, dan is jy 'n herder. As jy net omgee vir jouself, is jy nie 'n herder nie. Ons almal is geroep om voltydse bediening uit te leef. Amen. Nou, wat doen 'n skaapwagter? Hy het 'n, ek kan sê sy staf is eintlik 'n knopkierie en hy het 'n hoek aan. Ja. Daai stawwe het so 'n redelike groot hoek aan, van hout, kan nou nie seermaak nie. So wat hy liefdevol die skape wat afdwaal, hak hy met daai stok en hy trek hulle nader. En wanneer die jakkal skielik verskyn, draai hy hom om en hy slat hom in die knopkierie. Vang julle dit? So dis baie mooi. Ja, dit is mooi. So, ons sien dan, wanneer die verlossing kom, wanneer die oordeel kom, is dit oor hulle wat Christus vervolg en Christus se mense. En dit bring verlossing. So het dit presies gebeur in 70 na Christus. Julle kan jouself indink. Ons het nou gelees daar in Hebreërs 11, hoe is hulle stukke gesaag, hoe is hulle wreed vervolg, hoe het hulle honger gelei, droogte gelei en probleme gehad, omdat hulle Jesus eerste gestel het. En dan uiteindelik kom die oordeel en die vervolging. Baie mense sien die oordeel in ons toekoms, 2000 jaar verder. Nee, as die Bybel praat hy met die mense in hierdie briewe, vir die mense wat so kwaai en wreed vervolg is, net na Christus weggeneem is. En dit was hulle troos. Hou vas mense, byt vas, glo. En baie van hulle het so geglo in Christus, ja, maak ons dood, want ons weet waartoe ons gaan. So hulle het nie omgegee nie. Paulus is doodgemaak, Petrus is doodgemaak. Johannes was die enige disipel wat dit oorleef het, tot na 70 na Christus. Hy is een van die disipels, ek weet nie of daar nog was wat oorleef het nie. Maar ek is oortuig daarvan, toe daai destruksie plaasgevind het van Jerusalem se mure en van die tempel en die verwoesting, toe was daar verligting. Onthou Jesus het gesê, as julle sien die soldate omring
Jerusalem vlug na die berge. En ons lees dit in Lukas 21, en almal van hulle wat gevlug het, nie 'n hare van hulle hoof het geval nie, hulle het ontkom, want hulle het Jesus se woord in ag geneem, ernstig opgeneem, net soos ons nou vandag dit moet doen, sê amen. Maar die oordeel lê nie in ons toekoms nie. En dis waarom Romeine 8 sê, as ons in Christus is daar dus nou geen veroordeling meer nie, want ons is in hom. Mense, die Bybelse oordeel het 2000 jaar gelede reeds klaar gebeur, dis vervul. Die moderne kerke van vandag, baie van hulle, nie almal nie, is so behep met dit gaan nou gebeur, dan soek die antichrist. En ek dink miskien is Donald Trump nou die nuwe pope, is nou die antichrist. Daar's altyd iemand by die antichrist. Die antichrist was in daai tyd van daai disippels voor die verwoesting van die tempel. As jy mooi gaan lees en jy sien Paulus praat met die mense van daai tyd en hy waarsku, Johannes in sy briewe praat juist van die antichrist. Maar vandag soek hulle nog steeds na 'n antichrist. Dan kom maar 'n nuwe politieke leier. Dit is nou die antichrist. Ag, asseblief tog. Nou baie onlangs het ons iemand gehad, 'n befaamde sanger, wat vreeslik afgegaan het en die mense vreeslik bang gemaak het, en so baie het geval daarvoor. Die 23ste en die 24ste September is nou die laaste. En ons weet wat die laaste dae is van die Bybel. Die laaste dae van die Bybel was 2000 jaar gelede, toe die Heilige Gees uitgestort is op alle vlees in boek Handelinge 2. Hy sê in die laaste dae sal ek vir my Gees uitstort, sê Joël, en dan Hebreërs hoofstuk 1 vers 1. In die laaste dae praat hy met ons deur die Seun. Dis Jesus Christus. In die ou bedeling het hy gepraat deur die profete, maar in die laaste dae, so wanneer was dit? 2000 jaar gelede, toe Jesus hier was. Ek noem dit baie, maar ek wil dit aanhou noem, want ons sit hedendaags met 'n probleem in die kerklike wêreld, waar mense die hele tyd die tyd verkeerd het. En weet jy wat, as jy die tyd verkeerd het, is jy 'n valse profeet. En Jesus waarsku juist teen valse profete. OK, goed, kom ons gaan verder. Ek wil gou iets noem, wat dalk vir tradisionele mense 'n probleem mag wees. Baie keer is ons gerig om sonde raak te sien. Maar ons moet verstaan dat hy wat in Christus is. Die in Christus is soos 'n chemiese stof wat neutraliseer as daar foute is. Ja, die woord het vuur. Die Heilige Gees neutraliseer dit. En nou lees ek hierso in 1 Johannes 3. Hy sê hierso elkeen wat in hom bly. Luister mooi wat hy sê. Elkeen wat in hom bly. Is in Jesus bly, in die woord bly. Ja. Sondig nie. Dit klink outrageous dat jy so iets kan sê. Maar dit spreek van self, want Johannes 15 sê, as jy in hom bly en sy woord in jou. Amen. En die woord maak jou reinig, dis nie ore. Dis in hom bly. En ons het in Johannes 17 gesien, die gebed van Jesus, heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Is die waarheid. Nou, as ons almal kan saamstem dat die woord is Jesus Christus, die lam wat geslag is en oor vuur gebraai is. En Johannes 6 praat Jesus baie duidelik oor, hy sê, my vlees eet en my bloed drink, praat van sy woord. Hy verduidelik uiteindelik, hy sê, my woord is gees en my woord is waarheid. Dis die woord wat ons nou kry. Nou, as ons gedagtes vul met Jesus woord, met Christus, dan is dit ons liefde. En liefde word beskryf in Galasiërs 5:22. Liefde is blydskap. Liefde is vrede. Liefde is vriendelikheid. Liefde is geduldig, goedheid, sagmoedigheid en getrouheid en selfbeheersing. Nou wanneer jy jou kop so gevul het met Christus, dan het jy jou kop gevul met blydskap, met liefde, met vrede, met geduld, met vriendelikheid, met selfbeheersing en so meer en so meer. Nou as jou kop so vol is daarvan,
met Christus en met die Christus woord. Daar's niks anders nie. Wat gaan die uitvloei wees? Wat gaan jou reaksie wees teenoor mense? Selfs as mense om jou harmatia of sonde doen of nie die vrugte van die Gees dra nie. As mense om jou ongeduldig is, onvriendelik is, nie vredevol is nie, hoe is jou reaksie? Jy kan nie anders wees nie, jy is Christus. Die uitvloei van jou lewe is Christus. Hoe gaan jy reageer? Met liefde, met vrede. Teenoor die ongeduldiges gaan jy geduldig wees. Teenoor die vredeloses gaan jy vredevol wees. Vang julle wat ek sê? So, nou, jy het gesê, jy kan nie sondig nie. Die in Christus los daardie op. Dit brand dit uit. Ja. Nou, jy het al gesê van, as ons in Christus is, of iets het jy gesê, kan jy nie sonde doen nie. Vers 9. Want die woordjie sonde in die Grieks is harmatia, beteken mis die liefdesbeeld van die Vader of die vrugte van die Gees. Nou as jy vol van die vrugte van die Gees is, want jy is vol van die woord, en die woord se vuur het al die nonsens uitgebrand, die woord maak jou heilig tussen jou ore, hoe tree jy op teenoor jou medemens? Vredevol, liefdevol, blydskap. Kan dit iemand seermaak? Kom nou, kan dit iemand seermaak? So dit beteken jy kan nie sondig meer nie. Kan jy 'n punt bereik hier op hierdie aarde, of moet jy nou eers doodgaan en hemel toe gaan sodat jy sondeloos kan wees? Of kan jy nou 'n punt bereik dat jou kop so vol is van Christus dat jy sondelose toestand tussen jou ore het? Wat is sonde? Harmatia, mis die merk, die beeld van die liefde, blydskap, vrede, vriendelikheid, geduldigheid. Jy gaan dit nie meer mis nie. En omdat jy dit is nou, sondig jy nie meer nie. Baie mense, as hulle woord sonde noem, maak hulle 'n lysie. Sonde is om die kat in die donker te knyp. Sonde is om lelike vloekwoorde uit te spreek. Sonde is om te rook. Sonde is dit en dit. Maar dink nou mooi. Wat doen iemand wat die kat in die donker knyp? Hy maak iemand anders seer. So daarom is dit sonde. Hy mis die merk. Vang julle wat ek sê? Iemand wat, as jy weet dat iemand het 'n probleem met rook, sê nou maar, wil nie hê dan, en jy blaas net sulke rookbolle in die ou se gesig. Is dit liefde? Jy harmatia. Jy mis die beeld van die Vader. Vang julle wat ek sê? Gaan rook jou hel toe vat? Nee. Jy gaan net hoes. Dat gaan jy laat hoes. Vang julle wat ek sê. Wat is liefde? Wat is sonde? Sonde is harmatia, mis die beeld van die Vader wat liefde is. So as jou optrede of jou woorde enige iemand seermaak, dan jy geharmatia. Dan jy die liefde gemis. Ja. En wat moet jy dadelik dan doen? Gaan dan vat daai persoon se hande en sê, "Weet jy, ek is so jammer." Ek sal nooit vergeet nie, ou Don Lennard. Duif ou Don Lennard. Hy was daai komediant en hy het toe tot bekering gekom. En hy het 'n groot vriend geraak van ons. En toe so ek en twee van ons broeders is toe nou Johannesburg toe ons het daar gaan besoek en ons verloop vir ou Don Lennard daar raak op die stoep. En hy kom daarna toe en hy gaan daar af en die een broer wat saam met ons is voel so 'n bietjie nou, Don het nou iets gedoen daar en hy sê vir Don, nee man, jy maak my nou seer, jy weet so gaan. Partykeer is dit goed dat ons as iemand jou seer maak, stop die persoon en sê, luister, wat jy nou gedoen het, jy het my seer gemaak. Dit maak my seer man. Daar's niks verkeerd om dit te doen. Ja. Wie wat doen nou Don Lennard? Hy kyk hom so, hy val op sy knieë voor hom. En die ou wat saam met my was 'n lang groot man. En nou Don was ook redelik groot. Nou Don is ouer as hy. Val op sy knieë. Vat sy ou hande so vas. Hy sê, vergewe my dat ek jou seer gemaak het. En die trane begin so uit sy oë uitloop. Dis sien ek die liefde van Christus. Net daar, hy het geharmatia. Hy het die beeld gemis, want hy het hierdie ou verkeerd opgevryf. Maar onmiddellik het hy nie self gebuk nie. Hy het onmiddellik 'n nederige houding aangeneem. En daai ou, die heel pad wat ons teruggery het, kon daai ou nie ophou praat, wat nou Kammersdag. En eintlik was Don nie onnodig verkeerd nie. Die ou het eintlik 'n tradisionele iets gesê en Don het hom daaroor aangevat. So eintlik was die ou broeder wat saam met my was,
was bietjie van die map af gewees. So Don was nie verkeerd nie, maar kyk wat sy reageer. En wie al die pad terug, het daai ou nie kon ophou praat oor daai aksie van Don Leonard nie. Maar nou, Ja. ek wil gou iets vertel van Don Leonard. Ons is toe in Virginia en ons hou 'n massiewe byeenkoms daar, Piet en Annetjie, julle was daar gewees, by die rivier. En Don Leonard is die gasspreker en nou na die tyd loop ons nou daar in die park rond en die mense braai nou en ons het almal braaivleis en goed saamgevat. En Don, soos wat Don was, het hy tussen die mense ingeloop. En jy weet, hy het nie op 'n stoel gesit nie, hy het tussen die mense ingeloop en dan sy geliefkoeste ding was, as hy by iemand kom wat hy nie ken nie, dan sê hy, sê Jesus, jy weet, en dan gee hy hom so klap, hy sê Jesus, dan sê die ou Jesus. Want hy het gestaan op daai skrif, almal wat die naam van die Here aanroep sal gered word. En dan sê Don vir hom, dis hy, jy's reg. En Don loop so van groepie tot groepie en nou kom hy, obviously, is Dis daar nou ander mense, mense wat nou ook daar uitkamp, wat nie Ja. deel is van ons nie. En nou publiek. Ja. Obviously, en staan die ouens nou met hulle glase drank, jy weet. En hier kom Don, en Don preek, hy sê, jy wil hom sê Jesus, maar terwyl hy dit sê, vat hy daai Hy haal glase die glas drank, so uit hulle hande uit en gooi dit so voor hulle uit. gooi dit so op die grond uit. En hier's 'n paar ouens wat staan en rook. Hy haal die sigaret, hy trap hulle 'n heel sigaret nog in die ou en. Ek het so, maar daai mense het nie een aansoet geneem nie. Hulle het hulle flou geskrik, maar Hulle gesigte was net so, hulle het skielik nie meer party gehou nie. En dit was nie lank nie sien ek het dat weg. Maar ons het 'n Pak hulle pro- ons het 'n- ons het 'n braaivleisstangetjies. probleem gehad daar want daar was nie spasie nie. Ons moes indruk daar tussen al die mense en die mense, die mense het vreeslik aangaan. En dit was nie lank nie, dus al die mense werd dus net ons alleen oor. Maar in elk geval, dit is nie waaroor dit gaan vir my nie. nee, dis nie waaroor dit gaan nie, maar hy het vrymoedigheid gehad om sout te wees en om lig te wees. En ons praat hierso, laat ek net teruggaan vers 9 van 1 Johannes 3. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly. En hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Omdat sy saad in hom bly. Yes. Ontvang die wedergebore saad, onverganklike saad, wie Christus is Petrus wat dit sê, wat die wedergeboorte bring. Nou wat is ons nou besig om te doen hier? Ons eet hierdie woord. Die woord is saad. Jesus sê, die woorde wat uit ons mond uitkom is saad. Praat van die saaier saai, die saad verskillende plekke. En dan verduidelik hy daai gelykenis, sê as julle hierdie gelykenis verstaan, verstaan julle al die gelykenisse. Verstaan julle al die geheime. So, wat wonderlik is, hierdie woord saad, wat liefde is, as jy dit in jou gedagtes koester, dan gaan jy nie harmatia sonde doen nie. Jy gaan niemand seermaak. Jy gaan bedag wees, jy gaan bedagsaam wees, jy gaan sensitief wees vir die mense om jou. Jy is nie selfsugtig nie, jy dink nie net aan jouself nie, jy is oplettend. Vang julle wat ek sê. Amen. Daarom kan jy 'n toestand bereik tussen jou ore, wat sondeloos is. En die, so Salomo sê, Spreuke 23 vers 7, soos jy dink, so is jy. So is die uitvloei van jou lewe. So gaan ons jou ervaar. Goed, waar is ons? Vers 5. Dan sal die oë van die blindes geopen word en die ore van die dowes ontsluit word. Dan sal die lamme spring soos 'n takbok en die tong van die stomme sal jubel, want in die woestyn breek waters uit en strome in die wildernis. En as Jesus sê, wanneer julle die Heilige Gees ontvang, is Johannes 7, dan sê hy, as julle my ontvang, drink van my, sê Jesus. Nou ek weet nie julle nie, maar ek drink nou hierdie woord in. Amen. Ek absorbeer dit, ek koester dit. Dan sê Jesus, as julle van my drink, sal julle word riviere, strome van lewende water, wat uit julle binneste sal vloei. En dit het hy sê van die wat die Heilige Gees sal ontvang. En ons het die Heilige Gees ontvang. En nou deur die Heilige Gees, wat ons in die volle waarheid lei met die woord, raak ons nou hierdie strome van lewende water vir die mense in ons lewe. Amen. En die tong van die stomme sal jubel, want in die woestyn breek waters uit en strome in die wildernis. En die gloeiende grond, dis as dit baie warm en droog is, sal 'n waterplas word en die dorsland fonteine van water. In die plek van die jakkalse
waar hulle gelê en rus het, is gras met riete en bissies. En daar sal 'n groot pad wees, en 'n weg wat die heilige weg genoem word. Piet, ek weet nie of kan jy onthou. And there shall be a way, a highway, a way of holiness. And then Amen. Ja, nou dis ook mooi, ek dink die Engels vertaling sê 'n highway. Ja, die Engels praat van 'n highway. Ja. A highway of holiness. Ja. En daar sal 'n groot pad wees. Geen en onreine sal daarop voortrek nie. wat die heilige weg genoem sal word. Geen onreine sal daarop voortrek nie, maar dit sal vir hulle wees wie die weg bewandel. Die weg, sê almal weg. Die weg. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Hy vat ons na die Vader. Dit gaan deur die tempel en nou is ons die tempels. En ons is nou die tent van samekoms. Jy, ja, as jy Jesus aangeneem het, die Vader kom nou saam in jou binneste. Dis waar hy nou is. Jy kan net stil raak, ervaar jy hom daar. En veral met die woord. Hy praat met jou deur die woord. En die Heilige Gees lei jou in die volle waarheid. Dis hoekom ons meer woord moet kry. Woordbewus moet raak. Ons kop moet vol wees van die woord. Dan is jou kop vol van liefde, blydskap, vrede, vriendelikheid, geduld. Sê amen. En dan kan jy nie harmatia nie. Goed. Geen onreine sal daarop voortrek nie, maar dit sal vir hulle wees wie die weg bewandel. Selfs die dwaase sal nie dwaal nie. Amen. Daar sal geen leeu wees nie, en geen verskeurende dier sal daarop kom of daar aangetref word nie, maar die verlostes sal daarop Nou soek almal uit Ethiopië, almal soek nou 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde fisies. Maar nou selfs al wil jy nou iets leliks doen, sal jy nie kan nie. Mense, die Bybel praat niks daarvan nie. Die Bybel praat nog steeds van nou hierdie tyd waar ons nou is 2000 jaar verder. Hierdie is nou natuurlik, dis na Christus bedoel ek, hierdie is nog baie jare voor Christus geskrywe, hierdie van Jesaja. Maar wat dit sê is, wanneer jy Christus deelagtig raak, dan gaan jou wêreld skoon wees, rein wees, heilig wees, vol liefde wees, vol blydskap wees. Jou wêreld. Sê amen. Amen. En as jy iemand anders na Jesus toe bring, en jy leer daai persoon ook die woord, want dis wat ons nou hiervoor is vir mekaar, dan begin daai persoon ook die wêreld hanteer. Wie julle besef, elkeen leef in ons eie ou wêreldjie, jou denkswyse. Wil ons dit nie vul met Christus se wêreld nie, Christus se liefde nie. En in daai wêreld is daar geen, hier het dit nou sopas gelees, daar sal geen leeu wees nie, geen verskeurende dier sal daarop kom nie, of daar aangetref word nie, maar die verlosser sal daarop wandel. Al die verlostes wat hier sit in vermoede, baie vir my. Amen. Jy is verlos omdat jy glo jy is. Amen. Nie omdat jy so oulik is, maar omdat jy glo in jou verlosser, Jesus, wat die werk gedoen het wat ek en jy nie kon doen nie. Wie wil dit glo? Wie dit gevat? Wie wil dit nou hulle eie maak? En nou begin jy dit beleef. En die losgekooptes, gaan aan, vers 10. En die losgekooptes van die Here sal teruggaan en na Sion kom met gejubel, en ewige vreugde sal op hulle hoof wees. Sal waar wees? Op hulle hoof. Amen. Tussen jou ore. En vreugde. En blydskap sal hulle verkry. Maar kommer en gesig vlug weg. Nou, ek het dit sommer vry vertaal hierso. Okay, ja. Dan kom die verlostes van God by mekaar en kon woon dan in Sion. En daar is vreugde en vryheid, blydskap vir ewig daar. Hulp vind in God, vrede en troos. En smarte en droefheid vlug voor alweer. Therefore the redeemed of the Lord shall return, and come with singing unto Zion, and everlasting joy shall be upon their head. Upon their what? Het tussen hulle ore. Sing dit nou weer in Afrikaans. Dan kom die verlostes van God by mekaar, en kom woon dan in
Sion, en daar is vreugde en vryheid, blydskap vir ewig daar. Hou vind in God, vrede en troos, en smarte en droefheid, vlug voor al weg. Wow. Amen. Nou, kan julle dit sien? Wie wag nou nog vir 'n fisiese hemel en aarde? Hou op wag. Aanvaar Jesus. Kry meer van hom. Vul jou kop daarmee. En dan ervaar jy hierdie nuwe hemel en nuwe aarde wie jy nou is vir iemand anders. Of sit ons almal en wag? Ag, kom ons wag. Hy wat op die Here wag, kry nuwe krag. En daai woordjie wag beteken vleg God se gedagtes in jou gedagtes in. Bekom Christus gedagtes. En dan is jy dit. Mense, wil jy hemel te gaan om daar te wees? Nee, God het jou nou nodig hier om hemel weg te gee. Kry God se hemel woord. Hemelse brood tussen jou ore. Wees dit. Daar's niks so mooi soos geloof nie. Spreuke sê, uitgestelde hoop maak die hart siek. Maak jou siel siek. Maak jou siel siek. Daai woordjie hart is eintlik ook siel. Daar's niks so mooi soos geloof nie. Jy kan sê, "Wel, ek wag nou vir my erfborsie en ek kan nou niks doen Ek wag voordat vir ek betere nie vir my dae." erfborsie kry. Of ek wag vir my pensioen. As ek my pensioen kry, sal dit beter gaan. Of as ons Ek net wag eers getroud is, sê die jong dame. Ja. En o wee, en dan trou sy en agterna, 10, 20 jaar daarna, pastoor, iemand. Ja, nee. Okay, nee, ons gaan nie verder daarop nie. Maar daar's die man niks so kom mooi. en sê, hierdie vrou het die Here my gegee het. Ek wonder of die Here haar vir jou gegee het. Jy het alsommer gevat. Maar daar's niks so mooi soos om te sê, I've got it. Hier het ons nou sopas in Hebreërs gelees. Hulle het getuienis ontvang, hoewel hulle nie die belofte ontvang het nie. Amen. Jy kry dalk nie daai $1 miljoen huis wat jy so graag wil hê nie. Moenie jou hele lewe lank sit en ag, as ek dit net kan kry. Ag, as ek dit net kan kry. Ag, as ek dit net kan kry. Jy's nie in geloof nie. Geloof sê, hier is ek. Ek is tevrede. Die oomblik waar jy nou in is jou gelukkigste oomblik. I've got it. Daarom moet jy gelukkig wees. Amen. As jy heeltyd uitsien na 'n ander oomblik wat I've beter got gaan it. wees, Amen. kan jy nooit in die oomblik waar jy nou is gelukkig wees nie, want jy soek 'n ander oomblik. Amen. Is ek reg? So vat elke oomblik en geniet dit. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Wees bly, want dis blydskap. Wees vredevol. Wees geduldig. Oefen dit. Dis jou gebedslewe in Christus. Die Here is in jou. Hy's by jou. Die Heilige Gees lei in die volle waarheid. Hy versterk jou. Jy het klaar die hemel. Amen. Wees nou die hemel vir ons. Wees tog nou so dat ons ook van jou kan hou. Yes. Sê amen. Amen. Kom ons sluit af. Vader, baie dankie vir die woord. Dankie Here dat ons in u gees op u weg in u teenwoordigheid reeds alles het wat ons nodig het. Dankie Here, ons sien nie uit na 'n beter dag nie, want this is the day that the Lord has made. Made. We will rejoice in this day. Yes. We will be glad. In this moment. Dankie Vader. Amen. Amen. Amen.